Goeiemôre, good morning. Ons sit ons oggendpraatjies voort en ek wil voordat ek my by kollegas hoor oor die volgende geselsie wat ons maak. Ek wil daarom net baie dankie sê vir die WhatsApps wat ook so inkom. Onthou die QR-kode wat jy kan stuur. Lelani, ook een van ons grootste aanhangers hier by Goeiemôre, good morning. Sy sê sy lê weer heerlik en kyk na ons so vroeg in die môre. Soos Lelani, baie dankie vir daai saamkuier en ook die deel van hoe jy dit geniet hier by ons op sosiale media. Nou ja, toe, die vraag wat ek wil uitkom. Hoe ver het jy jouself al gedruk om jou einddoel te kan bereik met enigiets? Wat is die maatstaf? Ja, wat Sien maar, wat is die benchmark? Soos Thys weet ek wil bitter graag eendag gaan valskerm spring. So watter ekstreem dinge sal hy doen om daarby te kan uitkom? Jy het dalk al Ek crossfit 'n bietjie. Ja, en ek kan nogal dink dit was 'n uitdaging op sigself gewees om jou in 'n besige skedule daarin te kry en daarby te hou en so aan. Absoluut. En dit en 'n cross triathlon. So 'n bietjie van 'n korter weergawe van 'n driekamp. Dit is nogal die verste wat ek my liggaam al gedruk het, Elsa. Ek het besluit om deel te word van die Goeiemôre Good Morning span. Dis 'n uitdaging. Ons wil jou net kry om ook 'n bietjie slang te gesels. Wel dan, Els. Net so 'n bietjie daai Engels so nou en dan in te gooi, jy weet. So gepraat van die slang na 'n slang toe. Ai nee, Piet. Hier is al weer met die slange. Ons sal weer met die slange doen nou. En ons volgende storie gaan oor 'n man wat 'n doel gehad het om tot 'n groot ekstreme te gaan om sy droom te bewaar. Hy het 'n voormalige Amerikaanse vragmotorbestuurder, werktuigkundige Tim Friede het homself oor 20 jaar met meer as 700 keer met slanggif ingespuit. Hy is oor die 200 keer gebyt, alles in 'n poging om 'n universele teenmiddel teen slangbyte te help ontwikkel. En hierdie uiterste selftoetsing het nou gelei tot 'n baanbrekende wetenskaplike deurbraak. Kan julle dit glo? Sy bloed bevat uitsonderlike teenliggaampies wat wyd teen verskillende slanggif soorte werk. 'n Biotehnologie onderneming Centewex het saam met hom gewerk en hulle het nou breë liggaampies gekry en alles. Die kort en lank is 13 uit 19 van die wêreld se giftigste slange en goeters kan nou vasgevat word en jy weet daar's 'n teengif daarvoor. En ek dink nogal veral in Suid-Afrika het ons ook nogal redelik slange en slangspesies en so meer. Ja, ons het baie korruptheid hierso, korrupsie. Nee, ons het alle anti-middels. Maar dis een ding om in te spuit, seker maar met die gif en goeters teenoor 'n byt. Maar is seker ewig gevaarlik. Ek sou so dink en die feit dat niemand hom eintlik gevra het voor die Centewex nou by hom uitgekom het nie. No one actually asked him to do this. Yeah. He was trying to test himself. Amper asof hom, as you know, like, let's see if I can develop the superpower. It's kind of giving Spider-Man, Iron Man, that type of thing. Ek het nog Snake Man. Ek het jou nog al sien met sy trok wat hy se bestuur en dan in Texas wat ook kan stop en sien hierdie slange langs sy pad. Hardloop is alles gesê. Byt my. Weet jy dan gaan hy. As hy nog geen tikbox. Ja. Ek hou 'n slang vas en ek's bang, net daai koppie wat beweeg is. Daai ou sê kom, byt my. Dit wil ook nie gebeur nie. Maar motivering, ek sou nogal gedink het hy geld daarvoor gekry. Wat was sy motivering? Hy sê net ek het net aangehou druk vir die mense wat duisende myl van my af sterf aan slangbyte. Dit is rarig. That's very admirable. To put yourself through that, because die ding is ook, daar gaan 'n slang wees at the end of the day wat hom dalk gaan byt. Ja. En dalk het sy liggaam nie die teenliggame om teen daai slang to have the antivenom against the snake. En die natuur is die natuur, jy weet, so jy kan die natuur ook net so ver druk. Ek dink alle baie ouens het dit al gewys. Jy weet in enigiets, as dit kom by bergklim byvoorbeeld, daai een berg of daai een summit is net dalk te veel. Jy weet of nou in hierdie ou se geval of in daai resies jaar se geval of wat ook al, of daai een ekstra rugby game, jy weet, so daar's altyd my gedagte is 'n ou soos hierdie sal deur al die slange gepik word en niks oorkom en maar met 'n bysteek dan sê hy dalk. Ja, jy weet nooit. Daar is 'n baie fyn lyn tussen lawwigheid en heldadigheid, né? Maar well done to him. Ek bedoel as jy gaan kyk wat hy bereik het en daai serums is absoluut lewensreddend. Hy word erken. Soveel voorgangers. Ek weet daar was Nobelpryswenners wat ook hulle liggame opgeoffer het daarvoor. Een of twee wat ou kan eintlik Barry Marshall wenner in 2005 het bakterieë gedrink om te bewys dat Helicobacter pylori maagsontsteking en maagseere veroorsaak. Kan jy dit glo? So dat woord gewees?
dis verby. Een keer. Jy gaan dit nie weer Dis kry nie. vroegoggend. Ek moes daai nou baie vinnig. Hierdie is regstreekse televisie. Ek moes vinnig. Maar foneties, maar gaan nie weer probeer Ons nie. het nie gehoor nie, Pieter. Maar ek gaan nou weer vir julle sê. Daar's nog iemand. Daar is Werner Help me out, Forsman. In 1956 het hy 'n Nobelprys vir geneeskunde gewen en hy het 'n hartkateter op homself getoets sonder toestemming. Maar daar en deur 'n buis deur sy aar tot in sy hart te laat plaas. yes. Dit is insane, maar dit het nou obviously na ontwikkelinge binne in geneeskunde gelei en al is dit nou nie aanvanklik so veilig nie. Ja. It's making progress, Hoor right? net so vinnig hier, Ralph Steiner wat in 2011 gewen het homself met eksperimentele behandelings en persoonlike enstowwe behandel na diagnose van gevorderde pankreaskanker en het meer as 4 jaar langer geleef as verwag. So, ek dink meneer Friede daar aan die oorkant met al hierdie slang buite en gewe verdien ook 'n Nobelprys. Oh, well done to him, hè. Ja, baie dankie. Dink Hier jy het 'n slang tatoe iewers? Al wat ek wil sê is ek gaan julle groet met hierdie gedagte, Helicobacter pylori. Daar's baie net nice. Veral. Ek het dit weer reg gekry. Dankie tog. Dit was toe nou nie so vroeg vanmôre nie. Nou ja, toe as jy ook stories het waaroor ons kan gesels, laat weet vir ons. Elsa, wat's volgende? Ja, ek wil sê ons offer darm ook ons oggende op om saam met jou te kan kuier. Wat 'n voorreg. So ek weet nie of een van ons eendag 'n Nobelprys sal wen nie, maar wat ek wel weet is dat jy ons op sosiale media kan volg by Goeiemôre, Good Morning en dan kan jy ook ingeskakel bly want net hierna het ons 'n baie belangrike gesprek oor verkeersboetes en padblokkades. Ek weet nou nie of julle spoedvrate of jaagduiwels is nie, maar dis miskien nie 'n vraag om nou te vra nie. So as jy dalk meer inligting wil hê, kan jy seker of ingeskakel bly vir daai insiggewende gesprek.